Dis 'n liedjie met woorde van dankbaarheid. En ek is seker vanmôre is jy baie dankbare harte in hierdie plek. En ek dink die blote feit, mense sê vriende, maar ek het dalk min om voor dankbaar te wees. Ek sê die blote feit dat ons hier is. Die blote feit dat ons lewe. Die blote feit dat ons asem in ons longe het. Die blote feit dat ons vanmôre in 'n gemeente kan wees. Die blote feit dat die geloof in ons binneste is geweldig baie om voor dankbaar te wees. Is dit nie? En ek wil vir julle sê, weet jy wat, daar's mense vir wie ek voor welkom wil heet. Nou. Maar die Here, hy verdien ons welkom. Ek wil vir jou vra, voor ons aangaan, jy weet, voor ons aangaan met vanoggend se program, of elke hart, net vir 'n oomblik, na die troon toe kan draai. En sê, Here, ek erken U teenwoordigheid, ek eer U teenwoordigheid. U is hoog verhewe vanmôre. Kan ons dit doen? Elke hart. Dankie dat U teenwoordigheid ons seën is. Ons is geseënd vanmôre en ons gaan geseënd hier wegstap, want U teenwoordigheid bring vir ons lewe. En vanmôre dank ek U dat U lewe gewende teenwoordigheid saam met ons is. Mag ons saam wees vanmôre U naam verheerlik. Dankie dat U van hart tot hart beweeg vanmôre en dat U betekenisvolle aanraking tot elkeen van ons kan kom. Ons verwelkom U, sê vir U dankie dat U saam met ons hier is. In Jesus se naam. Amen julle. Dankie. Dankie, ek kan jou sitplek inneem. Daar was so baie opgewondenheid in die week, soos wat ons reg gemaak het vir vanoggend, en dit was so lekker om te sien en te beleef hoeveel opgewondenheid vanmôre in hierdie gebou was. Was dit nie spesiaal om ons kinders hier te sien, opgewonde, rondspring, op en af spring, om ons kinders, ons hartlike welkom aan ons kinders ook in hierdie diens. Ek weet, party van hulle het agtergebly. As ek so kyk, is van hulle weer weg. So bietjie chaos, maar die chaos was goed vanoggend, nê? Amen. Nou vir elkeen van julle wat vanmôre tyd uitgekoop het om hier te wees, hartlike welkom. Sakkie en Leandra, hartlike welkom. Dit is vir ons lekker om julle ook hier te hê. Weet, ons het 'n 20-jarige feesvieringe, Bed stuur vir my gister vanoggend, happy birthday. Nou, ons kan nie happy birthday vier as julle nie ook saam met ons hier is nie. Ek dink so aan die reis wat Moses en Joshua saamgestap het. En dan besef ek weet, alhoewel die skrif het nie vir ons pertinent so noem in hierdie woorde nie, maar Joshua het nooit vergeet, sy hele lewe, het hy nooit vergeet wat die Here gedoen het deur Moses nie. En ek dink so ook vir ons. Jy weet, so, ek is net dankbaar dat julle hier kan wees. Dis nou nie meer in direkte leierskap nie, maar verlang was julle. En dit wat vanoggend ook hier gebeur, is julle net so deel daarvan. So hartlike welkom. Vir ons pastorale span, ouens wat nou nog saam skram, Koetsies, hartlike welkom. Ons ouderlinge, julle speel 'n belangrike rol, hartlike welkom. Dan sien jy spanlede en spanleiers en mense wat, ek sê, ek het hier op die verhoog gestaan en sê ek, as ek so kyk, dan is hier 'n flank aan hierdie bout, en as ek so kyk, dan is hier 'n slotse kop wat hier deurkom, mense wat help skram in God se koninkryk.
aan elkeen van julle wat 'n vernoot hier is, en wat 'n span lei, en wat deel is van 'n span, en wat bid, en wat bydra, en wat opdaag, hartlike welkom. En as jy 'n besoeker is by LCF, ons is lief vir jou, hartlike welkom. As jy vanmôre hier weggaan, en jy sê vir iemand, "Sjoe, ek hou van julle gemeente," dan het ek vir jou een vraag. Wanneer word dit ons gemeente? As iemand vir jou sê LCF, "Joh, julle het 'n nice gemeente," dan vra jy vir hulle, wanneer word dit ons gemeente? Is dit 'n deal? Hartlike welkom almal. Nou, ek wil vanmôre kortliks wil ek ietsie deel. Voordat ons, julle sal sien hier is baie stoele op die verhoog, 'n paar mense op die verhoog gaan kry. En want dit bly tog, ons het verjaarsdag vanoggend en ons vier met opgewondenheid 20 jaar, maar ons het ook, dis ook 'n kerkdiens, né? En ons kom om die woord te ontvang. So, ek wil vanmôre 'n stukkie woord met julle deel. En ek wil begin uit Johannes 17 vers 3. Die woorde van Jesus wat sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat U gestuur het. En toe ek dit gelees het, so rukkie terug, onlangs, was daar 'n woordjie ken, wat vir my uitgestaan het. En ek het so 'n bietjie gaan dink oor daai, want Jesus sê vir ons, hierdie is die ewige lewe. Die ewige lewe is dat julle my Pa ken, en dat julle my ken. En hierdie woordjie ken, ons almal ken die woordjie ken, kort, kragtige woordjie. Maar hierdie woord ken, het 'n bietjie dieper betekenis. Want ken, soos wat hy daar staan in Grieks, is die woord ginosko. Soos wat julle hom kan sien. Ek sê hom nou soos 'n Afrikaanse ou. Ginosko. Engelse ou sal sê ginosko. Maar dis daai Griekse woord wat beteken ken. En dis om te ken, te herken, om te verstaan, om te weet. Maar ginosko in sy kern het 'n dieper betekenis. Wat gaan op 'n diep, intieme ken. Wat gaan oor 'n ervaringsgebaseerde ken. En ek dink so baie, ons gebruik die woord ken. Dan dink ek, meeste mense in die gemeente sal ek sê, hulle ken vir Larry. Maar dan wil ek ietsie uitdaag in daai voorbeeld deur te sê, weet jy wat, ek dink Larry se naaste vriendinne ken haar. En ek dink ek ken haar. En miskien is daar baie wat die woordjie ken sal gebruik as dit kom by Larry, maar eintlik is dit ek weet van. En hierdie ken is nie ek weet van nie. Dis ek het 'n pad saam met jou gestap en deur ervaring het ek jou leer ken. En dan dink ek terug aan die laaste 20 jaar van gemeente wees. En hoeveel ginosko hier plaasgevind het. Dat party van ons hier kan sê vandag, dat ek as gevolg van betrokkenheid in 'n geestelike huis, was daar ervarings en belewennisse en daar's 'n reis. En in hierdie reis het ek as gevolg van die geestelike blootstelling, het ek en die Here, ons het begin ginosko. Nie waar nie? Dis tog aan die hartjie van hoekom ons hier is. Maar wat vir my ook so mooi is ek en julle en mekaar. En hoe oor 'n uitgerekte tyd, en miskien is dit 6 maande, miskien is dit 'n jaar, miskien is dit 5, dalk is dit 15. Maar ek glo dat jy sal kan getuig, as jy iemand is wat gereeld opdaag, dat hier's mense om jou, en wat besig is om te gebeur is, ginosko. Want op hierdie 2 bene is 2 belangrike bene waarop enige gemeente staan. En ek is so dankbaar as ek terugkyk, want jy sien vanoggend is 'n bietjie terugkyk, maar dis ook vorentoe kyk, en as ek terugkyk, dan sien ek 'n klomp ginosko wat plaasgevind het oor die laaste 20 jaar, en dit is hoe dit moet wees, want ons moet hom ken. En in die reis saam gaan ons nog ken. Mekaar en hom. Hoekom is ons hier?
Ons kyk terug na 20 jaar. En dan vra ek die vraag, hoekom is ons nog hier? Moes ons maar net hier gewees het? Is dit nou maar net by chance? Ons het 'n kans gevat, dit het gewerk, ons is hier. Of is daar iets diepers aan dit? Ek wil vandag dalk 'n paar stellings maak en nie vir julle los. Hoekom is ons hier? Deuteronomium 7 vers 9. Kom ek sê vir julle hoekom is ons hier. In Deuteronomium 7 vers 9 praat die Here, dan sê hy in sy eie woorde, weet dan nou dat die Here jou God, hy is God. Die betroubare God. Hoekom is ons hier? Want die Here ons God, hy is God. En hy is 'n betroubare God. Dis hoekom ons hier is. Dis vir my so mooi hoe daai skrifgedeelte aangaan, waar daar soveel dieptes binne in daai ding, wat hy sê, wat sy verbond in stand hou, en sy troue liefde betoon, tot aan die 1000ste geslag van hulle wat hom liefhet, en sy gebooie gehoorsaam. Hierdie skrif is vir my ongelooflik intiem. Want dit sê vir ons dat die Here, my God, en jy wat in jou stoel sit, jy kan jou hand op jou hart sit, of dat jou gedagtes hierso binne in jou rondmaal, as ons praat van die Here, dat ek glo jy sal sê, maar die Here is my God. Ek weet die Here is jou God, Renay, maar weet jy wat, ek kan sê, die Here is my God, en hier diep binne in my hart, het ek oor die laaste, waar ek het in 2001 tot bekering gekom, is dit die laaste 24 jaar van my lewe, het ek ontdek, dat die Here is 'n betroubare God. En dis die grootste en die sterkste boodskap wat ek wil hê, wat vandag van hier af moet uitgaan, is dat die Here is betroubaar. Hy is betroubaar aan homself. En hy is betroubaar aan sy woord. Hy is getrou aan homself, aan wie hy is. En hy is getrou aan sy woord. En hy is getrou aan dit wat hy sê. En ek wil julle herinner, ek kan nie, ons gaan die hele dag hier besig wees as ek al die voorbeelde moet uithaal, maar ek wil 'n paar voorbeelde vat, dan wil ek julle herinner aan 'n paar goed wat die Here gesê het. En dan wil ek dit gebruik as die rede hoekom ons hier is. Want die Here is betroubaar. En hier's 'n woord vir iemand. Sy ken nie jou situasie nie, hier is verjaarsdagviering, ek verstaan. Maar hoor vandag, dat die Here jou God, hy is God, en hy's 'n betroubare God. Jy kan op hom vertrou. Jy kan op hom staat maak. Dit gaan jou ver vat. Deur storms het die Here vir ons almal gebring. Het hy nie? Die Here het in Johannes 8 vers 12 gesê, ek is die lig vir die wêreld. En wie my volg, sal nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ek wil vir julle vra, hoekom is ons hier vandag? Want Jesus het gesê, ek is die lig vir die wêreld. En as jy my volg, dan sal jy nie in duisternis wandel nie. Maar jy sal die lig hê wat lewe gee. En oor 20 jaar van hierdie gemeente se lewe, het mense hom gevolg. En omdat ons in die lig wandel, het ons die lewe wat Jesus Christus vir ons gee. En is dit ons behoud. En gaan ons aan. En aan. En aan. Ek sê nie dit was altyd maklik nie. Maar sy lig het ons versterk. En die Here is getrou aan hierdie woord. Aan my en jou, as individu, en aan ons as 'n gemeente. Hoekom is ons hier? Matteus 16 vers 18 sê Jesus, ek sal my kerk bou, en die hekke van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ek sal my kerk bou, en die hekke van die hel, die magte van duisternis, sal dit nie oorweldig nie. Kerk, ek weet, as ek gaan kerk toe, dan bedoel ek, wat is dit? Ek kom na hierdie plek toe, sê ek, okay, ons kom na 'n gebou toe, daar is die kerk gebou. Maar weet jy wat, kerk? Hy is maar 'n leeg gebou as ons nie hier is nie.
En kerk het baie meer te doen met mense, as wat dit te doen het met geboue. Ons is die Here dankbaar vir geboue. Ons praat van, ons het gekom van 'n saal, en ons is nou in 'n pragtige plek soos hierdie, deur die Here se voorsiening. Maar kerk is mense, wanneer die Here Jesus sê, ek sal my kerk bou, dan bedoel hy bou vir jou. Ek sal jou bou. En die hekke van die hel sal dit nie oorweldig nie. En ons gaan in die volgende 3 weke gaan ons praat oor autoriteit. En gaan ons baie daarna kyk. Ek wil vir julle sê, moenie dit misloop nie. In Psalm 133, hoekom is ons hier? In Psalm 133 het die Here gepraat. En omdat die Here getrou is aan sy woord, hy het daar gesê, die Here bring seën en lewe waar daar eenheid is. Waar daar eenheid is, volg seën en lewe. En ek kan vir jou sê, ons met mekaar, ek met hierdie mense wat hier sit, en met ons ouderlinge, en partykeer hier en daar met situasies, ons met mekaar, was daar situasies, waar ons moes veg vir eenheid. Daar was situasies waar die geestelike vyand wat ons het, iets wou gebruik, om eenheid te kom skud. En waar ons geveg het vir eenheid, en waar ons die moontlike vertroue gaping wat ontstaan het, kom vul het met vertroue. Waar ons gekies het om met dit wat ons toe in ons hart mee te deel, en die goddelike beginsels wat die Here vir ons gegee het, met dit te werk, om eenheid te herstel. As dit is waarvoor jy veg in jou lewe, die seën van die Here gaan dit volg. Want daar waar eenheid is, volg die Here se seën. En in hierdie gemeente kan ek vir julle sê, kyk, oor 20 jaar gebeur baie dinge. En 20 jaar selfs om die vergaderingstafels van leierskap gebeur baie dinge. En daar was tye wat ons moes veg vir eenheid. Maar ons het dit. Ek staan hier vandag vir julle, en ek sê vir julle, ons het eenheid in hierdie huis. Ons het eenheid in hierdie huis, want ons almal veg vir dit. En ons ervaar die Here se seën. Hoekom is ons hier? Want die Here is gestand. Hy's true aan hierdie woord. Hoekom is ons hier? Deuteronomium 30 vers 19 sê die Here, ek hou voor julle lewe en dood. Ek hou voor jou lewe en dood. Dan sê hy, kies die lewe. Sodat jy sal lewe, jy en jou nageslag. As ons die lewe sal kies, lewe en dood is voor ons elke dag. Elke dag. Party mense pluk die vrug van die dood, want hulle kies die dood. Moenie die dood kies nie. Dis soos die Here sê vir ons, lewe en dood is voor ons, maar as ons pa dan sê hy, my kind, kies die lewe. Sodat jy sal lewe. En oor 20 jaar, ek is nou al by ons 30-jarige, oor 20 jaar, as ek nou al daar, profeteer ek nou, oor 20 jaar het ek gesien, as ons lewe kies, hoe lewe volg. Hoe die Here ons lei na lewe. Hoekom is ons hier? Matteus 28 vers 20 sê Jesus, ek is met julle. Ek is met julle. Hoor, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Hoekom is ons hier? Want die Here is getrou aan hierdie woord. Sou die Here iets sê en vir ons jok? Ons het die Here beleef op die reis. En wanneer ons vorentoe kyk, dan weet ek, wat ek geleer het, vertel vir my, preek vir my, oor wat ek kan verwag. My verlede, ons verlede van hierdie gemeente, vertel vir my wat ons kan verwag, en ek het genoeg gesien, dat die Here was altyd daar. Hy is met ons. Hoor wat sê ek, gemeente?
Jy sê, maar Friedel, dit moet so wees met kerk. Ek sê, ek weet, maar kan ek vir jou sê, hoe my hele wese dit beleef? Dat die Here is met ons. Die Here is in hierdie storie. Sy naam is geskryf oor hierdie storie. En soos wat ons vorentoe kyk, gaan ons hom daar vind. Hierdie skrif sê, hy is getrou vir 1000 generasies. Toe ek hierdie skrif onlangs opgebring het, het ek vir julle gesê, die laaste 6000 jaar, gaan doen die som. Dit gee vir ons die geslagte van Adam tot Jesus, en jy kan dit gaan tel. Hoeveel geslagte was daar? Jy kan dit tel. Dan sê ek, van daar af duimsuig ek, hoeveel geslagte die laaste 2000 jaar. Dan kom ek tot 'n duigsuim som. 120 geslagte. Van Adam tot nou. 120 geslagte. Dan praat die Here van sy getrouheid hou vir 1000 generasies. Weet julle hoe groot is dit? Die mensdom het nog net 120 tyd beleef. En die Here sê sy getrouheid sal hou en hou en hou en hou. En ons is in 'n generasie en ons kyk na 20 jaar van 'n generasie. Maar die Here sê vir 1000, as jy my lief het en doen wat ek sê. Natuurlik maak dit sin dat ons hier is na 20 jaar. Nie waar nie. Want die Here is getrou. Ek kyk vandag terug en dan sê ek vir die Here dankie vir sy getrouheid en betroubaarheid. Want hy het ons gebring tot hier. Maar ek kyk ook vandag terug en ek sê dankie vir julle gehoorsaamheid. Dankie vir jou gehoorsaamheid. Dankie dat jy bly opdaag het. Jy sal sien hier, ek het 'n skrifverwysing na Eksodus 4, en as jy Eksodus 4 gaan lees, dan vind jy Moses, hy is vol verskonings, rondom die taak wat die Here vir hom vra. En dan sê hy, ek kan nie, en dan ernstiger kom hy uit, sê, ek kan ook nie praat nie. Dan sê die Here vir hom, maar ek sal met jou wees, Moses, ek sal saam met jou gaan. En toe Moses net weer sê, ag Here, asseblief stuur iemand anders, toe sê die Here, maar ek sal vir jou Aaron ook gee. En ek het in hierdie week, het ek met Frik ook daar gesels, ons sien dit in die Handelinge kerk ook. Dis vir my so mooi hierdie voorbeeld, die Here sê, ek sal saam met jou gaan, maar weet jy wat, in wat jy nie goed is in nie, sal ek vir jou iemand anders gee, wat goed is in dit. En ons het dit gesien oor 20 jaar, maar weet jy wat, ek sien goed in alles nie. Ek is nie. Daar is sekere dinge wat jy beter in is as ek. En dis die ding wat ons saam beleef so spesiaal maak. Is dat, ek het gesien oor 20 jaar, dalk in die goeters, wat ons nie die sterkste in was nie, dan kom die Here, dan gee hy iemand anders. En dan stap ons saam. So ek staan vanoggend hier, dan sê ek, dankie. Dankie vir jou gehoorsaamheid. Oor die laaste 20 jaar, 10 jaar, 5 jaar, 1 jaar, 6 maande. Wie is omtrent 6 maande hier by LCF? 0 tot 6 maande, waai vir my. 1 jaar tot 3 jaar, waai vir my. Hartlike welkom. 1 jaar tot 3 jaar, tot en met 5 jaar. 5 tot 10 jaar. 10 tot 15 jaar. Ja. 15 tot 20 jaar. Ja, wow, ja, Steins. Hallo Steins. Hoe lank is dit nou? 20 jaar. Wel, ek is seker, ons het die pad saamgestap voor ons 'n gemeente was. Julle was in Life at Home. Toe was ons nog nie kerkie. Ons ken mekaar langer as dit. Wie stap saam LCF 'n pad langer as 20 jaar? Enige hande. Ja, Kutseus en Olivier. Joubers. Wie nog? Steek jy hande hoog op. Nou, ek wil net vir jou sê, weet jy wat? Vir hierdie ouens 20, 25 jaar het gekom een dag op 'n slag. Ons het die lewe saam gedoen. En vir die wat nou 0 tot 6 maande of 'n jaar hier is,
as die Here vir ons die geskenk van tyd gee, gaan hierdie huis hier wees. En gaan hierdie huis gelowiges nodig hê, wat die pad gaan stap. En vir jou wat 1 tot 6 maande, weet jy wat, met die genade van die Here gaan ons 'n 30 jaar en 'n 40 jaar hier nie. So Ronel, dan gaan julle al 40 jaar in hierdie gemeente wees. En vir die van julle wat 6 maande is, ek het vir jou goeie nuus, jy gaan 20 jaar en 6 maande hier wees. So ek nooi jou sommer uit, stap saam met ons die pad, en kom ons beleef hierdie getrouheid wat die Here van gepraat het vir 1000 generasies. En dis waarmee ek julle wil los, as ons vorentoe kyk. Mag ons vorentoe saam reis, en op 'n horisontale en 'n vertikale vlak, 'n diep ginosko beleef. Vader, ons dankie vir u woord vanmôre, en ons dankie dat u die getroue een is, wat ons voor ons oë en voor ons hart kan hou, en dankie vir hoe u ons gelei het tot dusver, en dankie dat u die ridder op die wit perd is, wat ons lei in die toekoms in. Dat ons as hierdie huis alles kan wees, wat u ons gemaak het om te wees, in die tyd waarin ons leef. In Jesus se naam. Amen. Amen. So is nou nog nie klaar nie. Ek wil nou hierdie stoele vul met mense, en ek wil vir die koetsies en die oliefies vra om gou by my aan te sluit hiervoor, as julle nie omgee nie. Wat sê jy? Hey. Fluister gou vir my. Ek het vergeet hy's aan. Hartlike welkom julle. So Anton, ek het in die fotootjies hier voor, en in die slide wat nou hier gewys het, ek weet nie of julle daai foto gesien het van Anton met Joshua op sy skouers. Het julle daai foto gesien? Wie van julle het daai foto gesien? So Anton, die hele gemeente wil graag sien hoe jy vir Joshua op jou skouers nou tel. Joshua het al gevra het om recreate. Maar ja. Ek wou nou net sê, ek dink Joshua, ek dink jy sal jou pa optel nou net. Dit is my lekker om hierdie verhoog vanoggend saam met julle te deel. Ons kom 'n lang pad saam. So sommer net vir die van julle, ek het dit nou so 'n bietjie uitgelaat vroeër. Ek weet hier's dalk nou mense wat die laaste 5 jaar deel geraak het van die gemeente wat nou nie miskien van die begin af altyd geweet het wie Sakkie en Leandra nie, maar dis nou die laaste 5, ons gaan nou vir 6 jaar wat ons maar 'n leidende rol speel in ons leierskapspan saam met ons ouderlinge en die koetsies, maar vir die vorige 15 jaar van hierdie gemeente was dit Sakkie en Leandra. En om eerlik te wees, LCF is in Sakkie se hart gebore. Die Here het dit in Sakkie se hart geplant, en ek het spesifiek vir Sakkie vooraf gewaarsku, hierdie vraag wat ek gaan vra vir die mense, hulle skiet hom uit die heup uit, ek het dit nie vir hulle gegee nie, want ek verkies dat dit rou uitkom, maar ek het vir Sakkie gesê, ek gaan vir hom 'n vraag vra, en sê, Sakkie, deel kortliks met ons daai aand, want dit sal ek nooit vergeet nie, maar daai aand, wat jy 'n belewenis saam met die Here gehad het, wat LCF in jou hart gebore is. Dankie Friedel. Môre almal. Dit is ons lekker om saam met julle te wees. Ek wil net vinnig noem, daar was 2 geleenthede. So die eerste een was, ek het op 'n bank gelê, en ons was jonk, ons almal was jonk, bietjie jonger as nou, maar ons was jonk. En ek het eintlik daai tyd het Joos van der Westhuizen nog geleef. En ek het op die TV gesien dat hulle doen in Ellis Park voor Kersfees doen hulle 'n geleentheid vir kinders wat hulle net met hulle speel en weet vir minder bevoorregte kinders net 'n program doen. En dit het iets in my hart net bietjie wakker gemaak. En Friedel nou gevra oor die jare, ek wil sommer vir interessantheid vra. Wie is by die gemeente betrokke as gevolg van kinderdae en kids games? Hoeveel hande is daar so ook, nee, baie mense wat nog dit kan onthou. En ons het en dit was 'n gedagte, maar ek glo in die lewe, mens moet net altyd op gedagtes gaan, jy moet op as ons is geesmense, my pa sê altyd ons is geestelike mense, so ons moet geestelik leef en geestelik dink. Ons moet besig wees met die goed waar ons geboorte gee, nie die goed wat ons aan dink nie. En
So daar was 'n aand gewees wat ek by vriende gekuier het. Dit was nog eintlik hier by die dominee van NG Suid en die dominee van NG Driehoek, die van julle wat daai jare onthou, ons het al hierdie jeugdienste gehad en die tipe van goed. En ons het daar gekuier en ek het net in my hart gevoel, ek kan nie langer kuier nie, ek moet opstaan. Ek moet hier uitkom, nie oor dat daar fout was met hulle nie. Ek het net in my hart gevoel, die Here sê ek moet hier uit. En daai jare was daar nog nie Emfoleni Golfestyd nie en Emfoleni Drive was nog oop gewees. Jy weet, so jy kon daai hele pad gery het. So die jonges sal nou niks weet nie, maar die ouer mense sal weet wat ek bedoel. Maar in elk geval en dit was so skemeraand gewees en ek het gery en ek het in my taal gebid, geestelike taal gebid en ek het op 'n kol gekom baie naby aan die rivier daar waar Emfoleni Drive so ry, daar was nou sulke boothuise en goed gebou. Tot waar jy voor by die Emfoleni hek kom waar jy nou nie verder kan gaan nie. Dit was omtrent in daai stuk gewees. En ek het net op 'n kol gevoel ietsie binne in my gebeur. En dit was 'n geboorte. Dit was soos geestelike geboorte. Nou, ek wil nou nie vir die dames sê ek weet wat dit is om geboorte te gee nie, want ek weet nie. Maar dit was hier binne vir my, ek kon nie meer bestuur nie. Ek het in my taal gebid. Ek kon nie meer bestuur nie en ek is amper soos 'n dronk ou amper van die pad af. Ek het net daar op die kant gestop. Sommer net so skeef en die kar afgesit en gebid en nie goed hier binne uitgekom. Jy weet, amper soos wanneer 'n vrou sal geboorte gee. En in die gees het dit vir my gevoel dat ek roep iets uit. En ek verskoon die woord, maar ek druk iets uit amper. Jy weet, dit was so gewees. Dit was dieselfde soos 'n geboorte. En toe ek daai aand daar klaar is en daar weggery het, toe het ek nog nie alles geweet wat ek vandag weet nie. Ek het nie hierdie prentjie gesien nie. Maar ek het net geweet daai aand dat die Here roep ons om iets te begin. En dit is waar die gesprekke begin het en die drome begin het van daar af. Amen. Dankie vir daai, is altyd vir my inspirerend om dit te hoor. Anton, so vir die ouens soos Roan en Otto wat kan wiskunde doen. Verduidelik net asseblief tog, tot en met onlangs toe het ons, totdat die laaste logo verander het daar sedert 1999 in die logo gestaan. En ouens sal nou vir ons sê ons wiskunde is uit. Verduidelik tog net vir ons 1999 en die 20 jaar ding asseblief. Ek wil net sê, Sakkie het in 1999 'n blou City Golf gery. Wat daar van die pad afgedraak het. Ja, dit is met groot speakers in. Met groot speakers in die boot. Maar daar het worship musiek gespeel op baie groot speakers. Ja, sedert 1999 is amper nog voor dit, want ons was al vriende gewees voor dit. Ek dink 1999 is ons Life Christian Foundation geregistreer as 'n non-profit en as 'n foundation. So die vriendskappe voor dit was dalk nog 'n paar jaar voor dit. So ja, dis meer as 20 jaar. Dis baie jare. Ja, en dit is eers omtrent 6 jaar na die stigting van LCF as 'n nuwensgewende organisasie dat die gemeente geplant is. Dis die 20 jaar en vir die wat gewonder het. Okay. So Sakkie, ons was nie van die begin af 'n kerk nie. Weet, en ek dink op daai stadium een van die dinge wat ek ervaar ek nou maar as 'n visionêre leier, jy weet, jou is afhanklikheid om van die Here af te hoor, maar hoe dit gekom, moet jy geweet dat LCF nou 'n gemeente gaan word, want ons het maar net by mekaar gekom, ons was maar net eintlik 'n selgroep, jy weet, wat by huise by mekaar gekom het. Wanneer jy in jou hart geweet hierdie gaan 'n kerk word? Ja, so in die begin toe, na daai ervaring was ons 4 vriende wat om 'n tafel gesit het. 2 van hulle is nou nie vandag hier nie. Dit was ek en Anton gewees. En ons het begin droom oor hierdie ding. En die Here het toegevoeg, want ons trou toe, so toes ons 8. En so is dit goeie, ons het verdubbel. Ek meen, dit was goeie groei gewees.
Maar ja, en ons het die pad begin loop. Ek was daai jare was ek nog jeugpastoor geweest by 'n gemeente hier in die dorp geweest en dis waar Friedel ingekom het en ons het begin om saam te droom en toe het ons begin met hierdie kinderprogramme. So LCF was soos 'n non-profit. Ons was almal nog betrokke by 'n gemeente of ander gemeentes, maar ons het begin om programme te doen met die met kinders. Maar dit het naderhand het soveel tyd begin opneem, dat dit was al wat ons gedoen het. Ons was selfs by ander gemeentes het ons vir hulle jeugprogramme gelei en so. Maar ons het op 'n kol gekom wat ons besef, joh, maar nou het ons al getrou en het nou 'n paar ouens bygekom soos Friedel hulle ook met hulle vrouens. Maar iewersters kan ons nie net rondhardloop en besig wees met goed nie. Ons moet ook 'n geestelike huis hê. Ons moet iewersters voeding kry, geestelike voeding kry. So ek dink dit was gewees in 2003 rond wat ons vir mekaar gesê het, hoorie, maar ons moet iets begin doen waar ons nie net soos cowboys rondhardloop en besig is met programme nie, maar waar ons ook na ons vrouens en ons kinders wat begin gebore word en alles begin omsien en vir hulle 'n geestelike huis gee. En dis toe dat ons besluit het om 'n gemeente te begin in die skoolsaal. Het ons uiteindelik by mekaar gekom. Ons het eers in my garage, ons het hom geteel en ons het 'n selgroep gehad daar en toe het ons na die skoolsaal toe gaan en die gemeente begin. Amen. Ek sien vir Barnard hier vanoggend, waai gou vir my. Barnard. Waar is hy? Hey, wie sit daar in die donker? Ek onthou 'n tyd wat ons in jou huis in die oggende gebid het met 'n oop kaart van Vanderbijl Park. Ons het nie geweet waar ons gaan by mekaar kom nie. En ons het in die oggende by mekaar gekom en gebid en ons het Vanderbijl Park. Ons het gesê, Here lei ons. En Barnard, as ek reg kan onthou, was hy nie die ou wat vir die hoof gaan sien het, meneer Abri Botha, by Hoërskool Vanderbijl Park. En hy het die saad geplant van LCF. En in 'n gesprek daar het meneer Botha die skool oopgemaak. En Barnard het ons genader en gesê, hier's 'n venue. En ons het in dit in beweeg. Barnard is op 'n amazing manier ook deel van die storie. So, ek onthou daai dae. Nou ek wil net sommer die paneel so 'n bietjie oopmaak en kortliks, miskien is daar kortliks 'n paar staaltjies wat julle ouens onthou. Snaakse goed, hartseer goed, moeilike goed, goeie goed. Wat uit daai kerk binne in 'n skoolsaal daar onthou. Kan julle dit onthou? Deel bietjie met ons. Ek onthou dat ons nie vaste stoele gehad het nie. Ek onthou dat ons daai saal gekry het in 'n eksamen en dan het ons bietjie tafels weggepak en ons het stoele uitgepak. En ja, en na die tyd moes ons alles weer terugpak. In nommer studentenommer volgordes en dan het ons baie keer raas gekry as ons nie reg gedoen het nie, maar dit was lekker geweest. Het groot speakers gedra. Dis wat daarna sy groot biceps gekry het. Dis wanneer hy daai basebins wat ons moes uitdra, daar terug op met die trappe na die stoortjie toe moes dra. Ek kan net sê, Anton praat van ons het nie stoele gehad nie, want een Sondag toe moes Anton preek, en toe hy daar kom, toe is die skool se stoele uitverhuur, en toe moes ons vir die hele gemeente sê, ons gaan Grasberg toe, en Anton het so op die stoep gestaan, en die gemeente was op die Grasberg gesit, droog gras, en toe het ons daar buite kerk gehou, onthou jy? So imagine die verrassing, jy kom by die venue waar jy moet kerk hou, en daar's nie 'n stoel in die venue nie. En dit is die verrassings wat ons baie keer gekry het. Ek onthou 'n keer wat ons in die saal ingestap het, en daar was 'n Halloween party, die vorige aand. En dit het gelyk, het vir ons gevoel, ons stap in die hel in. Want daar het, ek sê, demone en drake en skeletons, en ek weet nie wat so goed van die mure af en van die dakke afgehang nie, en die brandewyn en koukvlekke op die vloer, wat ons eers die vloer moes mop, om die saal skoon te maak en die goed van die mure af moes ruk, en 'n uur en 'n half later het ons kerk gehou daar, onthou julle dit? En die bidders het gebid. Ek onthou, as ons gedoop het, want ons so wat is dit, 'n latex opblaas tipe swembad op moes slaan, en in die winter, ons het gedoop in die winter ook, so dan op 'n Saterdag gaan slaan ons hom op, en dan Johan Nel het sulke elemente, maar sulke groot elemente. Hitte elemente, ja. Hitte elemente, ja. Daarin gesit, dan balanseer ons dit so op 2 stoele, laat dit net mooi in die water hang, en laat die elektrisiteit nie
laat die elektrisiteit nie in die water beland oornag en dan brand die skool af en onder het ons 'n borde ingepak, laat die goed net nie die plastiek smelt nie en dan kom ons op die oggend daar in en dan sien jy jou asem so in daai skoolsaal en dan probeer ons dit met heaters warm maak en ja, so ons het 'n interessante tyd gehad met die logistieke dinge wat ons elke Sondag moes opslaan. Die Anton praat van die luidsprekers, dit was 2 stelle trappe was die stoortjie waar ons alles ingestoor het. So dit was opslaan en afslaan elke Sondag in die winter. Kan ek gou iets vertel? Behalwe vir die 2 hemde wat ons kerk toe gevat het, want die een is vir die speakers dra en dan die een is vir die ander een is vir die kerk. Maar so voordat ons die gemeente begin het, die eerste diens, wat daai Januarie of ek dink vroeg Februarie was. Januarie. So daai Desember het ons gedink wel, ons gaan nou die gemeenskap bewus maak van dit en ons gaan 'n groot dag hou in die Desember, amper soos die kinderdag, maar dit gaan vir families wees. En ons gaan 'n groot ding doen. Ons gaan vir mense vertel wat ons gaan doen. Ons was op die radio, ons het mense genooi. Ons het kos gehad, ons het beplan daai aand, gaan ons 'n show doen daar by Van der Bijlhoor op die paviljoene, ons sal op die veld 'n stage opslaan. Al daai dinge en ons was gereed. Baie hard gewerk. En toe daai dag aanbreek, toe kom die reën. En dit reën en dit reën en dit reën en dit reën. So uiteraard het daar nie baie mense gekom nie. En ons het baie kos en ons het baie voorbereiding en uiteindelik besluit ons op kort kennisgewing, maar ons gaan nou die aand, want Pieter McCarthy was nog daar om musiek te maak en alles. Ons gaan die aand in die skoolsaal maar dit doen, want ons kan nie die water loop. Nou soos in die skoolsaal, nou was dan redelik mense die aand in die skoolsaal gewees, maar dit is allemaal moeilik, want alles is nou vinnig gedoen en is nou, jy weet, ingekram en wat ook al. En hier is hoe daai gemeente begin het. Want ek het by die agterste deur gestaan daai aand, redelik moedeloos, na 'n dag van baie reën, en daar kom 'n ou ingestap by die houtdeur, en hy het 'n lewendige slang om sy nek, wat so kriel. Gelukkig was ek daar, want ek dink as my vrou daar was, dan het almal dit gehoor. En ek stop net daai ou en ek sê, jy kan nie want nou dink ek, as hy met daai slang in daai skoolsaal ingaan, kan jy dink wat se chaos sal uitbreek. En ek stop hom net daar en ek sê, jy kan nie ingaan nie, en die ouens buitekant help my en sê, jy kan nie, jy moet gaan. Maar in 'n geval, so die storie agter dit is net, dinge begin nie altyd maklik nie. En as jy nou 20 jaar later hierso sit en jy kyk wat het die Here gedoen, daai aand, daai volgende dag, ons almal was plat, ons het eintlik gedink, nee, hierdie plan is nie 'n goeie plan nie. En baie naby, was daai geboorte geaborteer daar. Maar weer eens, as gevolg van hierdie mense, wat hierso sit, en wat vasgebyt het, is dit wat ons vandag beleef hier. So net al die eer vir die Here vir dit. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Dankie. So, Leandra, daai skoolsaal was nou glad nie die mooiste skoolsaal. En die area waar in die kerk is nou ook regtig nou nie die mooiste deel van ons dorp nie. Maar mense het bly kom na LCF toe. Hoekom sou jy sê was dit so? Ek dink dit was omdat dit van die begin af familie was. My hart het dit altyd beleef as 'n tweede huis, as die plek waar jy veilig kon wees. En ek dink mense wat ingekom het vir die eerste keer gekyk en gesê, moet ek op daai stoele sit, moet ek hier kom kerk hou. En ek dink die atmosfeer wat daar geskep was, deur jong mense wat net lief was vir Jesus, opgewonde was, en gesê, Here, ons doen wat U van ons vra. Dink ek het mense iets beleef van Jesus se liefde en van familie, wat nie dalk bloedfamilie is nie, wat partymal nader as bloedfamilie was. En ek dink dis wat mense laat terugkom het, is daai familiegevoel, van dis waar ek hoor, dis waar ek aanvaar word, dis waar ek liefgehê word, dis waar ek genesing kan kry. En ek sal sê, dis hoekom ek dink mense teruggekom het, want Jesus was daar, wat deur ons kon operate, en waar ons almal kon gegroei het, almal kon genesing gekry het, en almal wonderlike tools kon gekry het, wat ons nou nog in ons lewens toepas.
Ja, ek stem met jou saam, want ek het altyd na daai skoolsaal gekyk en ek bedoel julle onthou daai stoele, nê? Wie onthou daai stoele? Sure. En ek dink daai saal ook, daai saal het 'n heilige, jy weet die teenwoordigheid van die Here het dit besonder gemaak. Maar dit was seker die oudste gordyne in die hele valdriehoek. In die oudste skoolsaal. En daar was niks special aan dit nie, maar as die mense gekom het, dan was daar iets special. Ek weet en ons Here dankbaar dat ons dit vandag nog sien. Dana, watter rol sou jy sê het verhoudings gespeel om ons tot hier te bring? Ek dink omdat ons daar ingekom het in 'n skoolsaal wat leeg was. Daar was nie enige klank, ligte, stoele, niks geriewe. Daar was vuil toilette en 'n vuil vloer. Het almal ingespring en almal het gesê, waar kan ek help? Hoe kan ek maak? Hoe kan ek 'n verskil maak? Hoe kan ek dit beter maak? Hoe gaan my tyd tel? Hoe kan ek besig word met iets wat ewigheidswaarde het? Wat 'n bydrae kan ek lewer? En sodra 2 of meer mense met daai gesindheid kom en hulle skram vorentoe, dan is dit amper asof jy unstoppable is. En die verhoudings wat daar plaasgevind het as gevolg van 'n visie van eenheid. Ons het een visie en dit is om die teenwoordigheid van die Here te ervaar in hierdie plek. En hoe gaan ons die distractions wegvat sodat sodat mense Heilige Gees op die beste manier kan ervaar. Daai kameraderie en daai saam hard werk, sweet, vuil word, koud kry. Ek dink dit is wat die verhoudings gehelp het. Ek dink ons werk nog maar altyd met span. Ons glo in die krag van span en daar was spanne gewees wat daai tyd ook al gewerk het van die begin af en dan praat nou van daar was 'n logistieke span wat nou tafels en goeders ook gedoen het, baie fisiese goed gedoen het. Ons logistieke span is fantasties hier ook. Maar daai tyd het die manne, hulle het gekuier voor die tyd. Nou ek sien die ouens doen die tradisie voort hierso by ons nou ook. Maar daai tyd het jy amper, jy moes eintlik vir die ouens gaan sê, hoor die ouens, julle moet eintlik verwelkom want hulle kuier so lekker saam. En hulle bou so lekker saam aan die verhouding en die lekker saamkuier en saamwerk dat dit absolute familie soos jy sê, verhouding, sterk vriendskappe was. Amen. So Annelies, ek wil vir jou vra, ek bedoel die term klein begin of ons praat miskien meer van small beginnings, nee? As jy nou ek het hierdie prentjie gehad van die skoolsaal en nou hierdie auditorium in die begin, jy weet. Ek het in die week toe ek saam Larry in die bed sit en die laptop is oop, toe staar ek na daai foto. En ek het sommer emosioneel geraak. Want daar het 100 gedagtes deur my kop gegaan. Want ek sien 'n small beginning. En as jy vandag kyk na wat ons hiermee sit, die boodskap van small beginnings in jou hart, wat is dit wat die Here daar geplant het in terme van om vas te byt en nie mismoedig te raak deur dit wat voor oë is nie. Ja, ek dink Friedel, as ek kyk na dieselfde prentjies wat jy nou kyk hier agter en ek dink aan small beginnings, dan dink ek net dat ons almal bemoedig kan word deur die feit dat net omdat jy klein begin, gaan jy nie klein bly nie. En dat die Here het so 'n purpose in om 'n gemeente stadig te laat groei, of ons gemeente, ek weet nie van al die gemeentes nie, maar hoe ons as leierskap en die ouderlinge en vriendskappe, jy weet, dis soos wyn, wat daar binne dit lê in daai vaatjie en dit raak net beter en beter met tyd. En so ook gaan 'n mens deur die op en af van ministry en ons soveel purpose in dit. So ek kyk na hierdie prentjies en die groot woord wat in my kop opkom is net genade. Dis die Here se genade soos 'n blom of soos 'n saadjie wat geplant word in die grond. Hoe daai saad kom van 'n saad na 'n volgroeide, volwasse plant. Niemand, 'n mens kan dit nie voortbring nie. Dis net die Here.
En so kyk ek na hierdie foto's en sien ek net van saad tot waar ons nou is. Dis net die Here, dis sy genade, dis hy wat die groei gebring het. So ja, ek dink vir enige iemand, ek weet nie wat almal sien nie, maar ja, dit is wat ek sien. Amen. Dankie, dis 'n diep waarheid wat jy daar deel. Natalie, hoeveel jare jy kinderkerk gelei? Ek weet nie. Was dit so lank? Ja, dit Te was lank? Was dit te lank? Ja, Nou- nee, dit was baie lank. Ja, en ek wonder sommer, jy weet, as jy vandag, jy het nou self kinderkerk gelei vir so lank, weet, maar nou vandag as jy na LCF Kids kyk, en jy kyk na die span, en jy kyk wat daar gebeur, hoe voel jy in jou hart? Nee, baie opgewonde. Ek dink jy sê ek het dit gelei, maar pragtig waar ek sou dit nie kon gedoen het sonder die span wat om my was nie. Soos Kristale, hulle Renée, hulle en die ou was Mel, sy het soms ewen ons kinderkerk goed oorgesit in Afrikaans van Engels. Ek weet nie waar sy die tyd gekry het, weet dit nie. Ja, dis is baie 'n span. Ek sê dit sou dit nie sonder 'n span kon doen nie. En ek kyk vandag ook na ons kinderkerk en ons nuwe leiers, Annerien hulle en ja, hulle het ook 'n amazing span en ja, vir die opportunity gebruik as jy wil deel raak. Die Dankie Natalie, Ja. ek hoop jy sou daai ene sê. Klap hande daai. Ja, daar sê. Ja. Ja, ons kan nie, en ek dink dit is 'n groot ding waar ons geleer het in die ander kerk en wat ons jong mense wil ook leer is om te dien. Ek dink baie keer as jy dink jy's 'n leier, dan moet jy net daar voor staan en net operate, maar by een kamp het Anton poefmure skoon gemaak. Jy weet, Wat skoon gemaak? Poefmure. Ja, Andre het na ons toe gekom en gesê luister, hierdie lyk nie goed nie. Toe sê ek wel, ek gaan niks saamtrend doen nie. Toe gaan haal ek my man. Toe, shame, iemand het 'n oepsie gehad en toe gee ons hom goeders vir sy oë en toe gat hy daarin, toe maak hy skoon. Maar dit wat ek net bedoel is dat ons is nie bang vir werk nie. Ons is servants, ek weet nie, ons almal wat hier sit is servants. Jy sal sien, as ons ietsie sê om asseblief doen dit, is dit baie min wat ons nie ook betrokke is nie. Of, so ek dink, dit is wat die kinderkerk altyd sterk gemaak het. Ek bedoel, op 'n stadium was ons kinderkerk, ek kan nie vir jou sê hoeveel mense het ons gehad, wat saam gedien het nie, en saam, want jy is 'n kerkie op sy eie, nee, ons wil ons kinders hê dat hulle met die Here diep leer ken, nie net jy weet, 'n poppekas is goed. Ons kinders like poppekas, vir al ons kleintjies, maar ons wil hulle moet diep groei met die Here, soos wat julle hier doen, wil ons dit daai kant vir hulle ook gee, en ons het hande nodig. En ek dink dit is wat ons kinderkerk altyd sterk gemaak het. Ons kinderkerk groep was altyd opgedaag, altyd. So ja, ek was miskien die gesig hier, maar daar was baie gesiggies. Want anders sou ek dit nie kon doen nie. Amen. Ek dink as ek terugdink aan daai jare, sê hulle met my saamstem dat ons almal moes maar oral inspring. So ek onthou sekere Sondae wat ek moes kinderkerk aanbied, julle. So daai ken waarvan jy gepraat het, wie ken my? Wie weet? Dis ek's regtig nie goed met kinderkerk aanbied nie maar ons moes net, daar was gaps wat ons moes vul en dan het ek vir Sharnay, jy is vanoggend hier met jou eie baba, maar daai tyd was my eie dogtertjie, ek dink jy was 8 of ietsie. Dan as ek moet aanbied in die klas en dan roep ek haar in, dan leer ek voor die tyd vir die liedjie en die bewegings wat julle sê ek moet doen en dan doen sy die liedjie en die bewegings. Want mamma kan dit nie so goed doen nie. So ek luister wat jy sê en hoe jy sê die spanne aangaan, maar dit was en almal wat net opgedaag het, dink ek daai getrou, daai small beginnings waaroor Annelies ook gepraat het om, jy weet, het aan die gaps geklim en ons moes planne maak om dit goed te doen as ons self nie eers daai gawes het nie.
En vandag kyk ons net na ongelooflike spanne wat almal net funksioneer op die areas wat God hulle gemaak het om te funksioneer. Amen. Vanoggend sit ek vroeg hierso en Edwin en Hanna se 2 dogtertjies staan in die gaping daar en hulle gooi bal vir mekaar. Ek dink wat 'n voorreg dat ons kinders in die kerk kan groot word. Want ons het vele male het ons kinders so sien speel terwyl ons besig was, nie waar nie. Sakkie. Daar was 'n tyd om kerk te hou in 'n skoolsaal en daar was 'n tyd om te begin bou. Vertel 'n bietjie vir ons van wat het aanleiding gegee tot daai ding in jou hart, want weer eens as 'n visionêre leier was dit iets wat jy na die tafel toe gebring het. Hoe het dit net gekom dat jy in jou hart geweet het, is nou tyd om te bou? En wat het jy en uit die bouproses uit, wat het jy geleer daaruit? Ek het geleer dat dit is die moeilikste ding wat ek nog gedoen het in my lewe. Maar behalwe vir dit so, ek dink dit was omtrent in 2009. Ek dink was hier in 2009 wat ons die gedeelte wat dit was 'n ou konvent gebou, daar waar die chapel en die koffie area nou is. Dit het glad nie gelyk soos wat dit vandag lyk nie, maar ons het daai gedeelte gekry want ons het kerk gehou in die skoolsaal, maar ons het nie 'n plek gehad om in die week iets te doen nie. En ons het toe daai gedeelte gekry en ons het daar begin om in die week programme. Ons het nie eens die boonste vloer gebruik, ons het hom toegesluit met 'n hek. Ons het net onder ons goeders gedoen. Maar dit was 'n moeilike jaar gewees daai, want dit was wat ons nou al vir 4-5 jaar in die skoolsaal ook kerk hou. En maar dit het gevoel of ons net nie, ons is 30-40 mense op 'n Sondag, is asof ons net nie deurbreek nie. En ons het gedink wel ons moet in die week ook begin programme doen, laat mense kyk of mense dit kan doen. In my hart het ek in 2010 gedink, as daar nie nou iets gebeur nie, dan weet ek nie of hierdie gemeente gaan vorentoe gaan nie. Jy weet, en of ondersoek jouself en daar's baie goed wat gebeur. En daar het 'n paar goed gebeur in daai jaar wat ook moeilik was, maar wat ons mee gedeel het. Maar die eintlike punt wat ek wil sê is om jou vraag te antwoord. Aan die einde van daai jaar, toe sê ons wel, ons gaan nou volgende jaar hier met ons nuwe gebouetjie, kom ons doen iets vir manne. En ons het gesê ons gaan Authentic Manhood aanbied. En ons het dit 'n bietjie geadverteer waar ons kon, en ons het nie so baie mense gehad om voor te adverteer nie, maar ons het maar geadverteer. En in my hart was ek so half van, jy weet, hierdie was my laaste kans, jy weet, as hierdie ding nou nie gaan werk, hierdie plan om bietjie iets in die week ook te doen, dan weet ek nie of ons gaan vorentoe gaan nie. En daai Januarie toe stap daar 50 manne in hierdie chapel in, wat Authentic Manhood gedoen het. En ek weet nie, ek dink dis baie van die manne wat hierso sit wat deel was van daai Authentic Manhood, daai eerste ene. En daai 50 manne, en ek wil julle daarmee bemoedig vir die manne. Daai 50 manne het gegroei en dit het vir ons impetus gegee en aansporing gegee om te sê goed, maar dit wat ons nou hier begin het met die weekprogramme, ons kan dit verder vat en verder vat. En daar's baie stories tussenin, maar dit het uiteindelik daarna toe gelei dat ons na die boonste vlak toe gegaan het en ons het hom al die mure uitgebreek, klomp goed gedoen, ons het uit hom uitgegroei, ons het te vol geraak daar. Die kerk het begin groei in die skoolsaal, ons het daai plek uit begin hardloop en ons het geweet is tyd dat die Here vir ons iets moet doen. Ons het nog nie heeltemal geweet waar nie. Ek kan onthou ons het nog rondgery en na plotte gekyk in die omgewing en so aan. En daar het 'n dag gekom wat iemand vir ons gesê het, ja, maar die susters wat hierdie skool, want daar's so 24 van hierdie skole in die land. Die susters wat die grond besit is in die Kaap. Maar hulle wil hierdie gedeeltetjie, die gebou, want hulle gebruik hom nie, en hierdie stukkie wil hulle eintlik verkoop, want hulle het 'n bietjie geld nodig. En ek dink dit was Anton, ek kan nie onthou of Dana saam was nie, maar Friedel was saam, en Anton en ek. En ons het Kaap toe gevlieg, en ons het met die susters daar gaan begin praat. En hulle was oop gewees. En ek sal vir julle die termes gee. En hulle het vir ons gesê daai dag, goed, ons kan hierdie stuk grond en daai gebou, hierdie gebou was nou nie, daai stuk grond en die stuk grond en daai gebou, kan ons by hulle koop vir R2 miljoen.
En hulle het ons net gevra, want ons sê toe nee, dit klink vir ons goed en ons het daaroor 'n bietjie geknibbel en so. Toe sê hulle ja, maar hulle glo net daarin ook dat goeie bure, goeie grense maak goeie bure. So kan hulle dan net op hulle koste palisades omsit. Ja, dit maak nogal sin, ja, dit klink goed. Ons sal daaroor dink. Ja. En toe vra hulle maar die chapel, maar daar's 'n paar goed in die chapel wat hulle graag wil hê. So die chapel se vooraansig, soos hy nou daar is, het glad nie so gelyk nie. Daar was 'n altaar, 'n katolieke altaar gewees, en daar was 'n boksie in die muur met 'n paar bene en goeders daarin, goed wat ons nie alles inglo nie. Maar in 'n geval, en ons het toevallig gesê, maar ons gaan dit so 'n bietjie verander, want ons tipe manier van aanbidding lyk anders as die manier hoe hulle aanbid. Toe sê hulle, ja, maar daai goed is vir hulle belangrik, so hulle sal op hulle kostes, sal hulle vir ons daai veranderings aanbring. So alles wat daar is het hulle toe nou betaal ook, al daai verandering. So op die einde van die dag het ons 'n baie goeie belewenis gehad met dit. Ons het selfs iemand gehad wat jare nadat 'n begrafenis hier bygewoon het, en toe hulle uitstap in die gang toe hoor, toe ons daar staan, toe hoor ons die een tannie sê vir die ander tannie, "Jo, maar hierdie katolieke het nou lewendig geword." Maar dit alles het aanloop gegee tot die gebou, en nadat ons nie kon settle op plotte en plekke en alles nie, het ons begin werk en sê, maar die Here het vir ons die grond gegee, ons is in die middel van die dorp, dis reg oor die mall, hierdie is die plek waar dit moet wees. Yes. En baie ander dinge het verloop, maar dis basies waar dit op neergekom is. Ons besluit het en sê, julle ouens, ons gaan dit hier moet doen. En dis waar dit begin het. So ek kan onthou, Sakkie, dankie dat jy dit deel. Ek en jy en Anton op die vliegtuig op pad Kaap toe. Nou, ons het daai 2 miljoen rand gehad vooraf, maar ons het in ons hart 'n ander prys gehad. Jy weet, so, ek dink, ek kan nou nie onthou, is dit 1.6 of 1.8, jy weet ons, maar ek het, daai tripie het ek 'n duur les geleer, want ek het gesien hoe ondervinding, entoesiasme, onder die alie geskop het, jong entoesiasme. Want die tannies wat ons gesien het, was almal aan die ander kant van 80 jaar oud. En ons is 3 jong manne, was ons vasberade dat ons daar by hulle gaan sit en vir hulle gaan oortuig hoekom dit 'n goeie ding is dat hulle dit vir ons vir 1.8 miljoen rand gaan verkoop. Maar ons het sleg tweede gekom. Want ons het vir hulle die prys gegee wat hulle wou gehad het. Kan jy dit onthou? Larry, COVID het gepaard gegaan saam met 'n leierskapverandering. Deel bietjie vir ons, ons gaan nou die uitdaging vir ons as leierskap en hoe ons daardeur gekom het. Ja, het gevoel soos daai tyd, Sakkie, wat hierdie manne, wat Authentic Man het begin het gevoel soos daai tyd. So, ek bedoel, COVID het gekom en die kerk is toegemaak, en het is net nadat Sakkie hulle, ek dink julle twee besef die impak regtig, wat dit op hierdie huis gemaak het, toe julle aan beweeg het nie, en hoe kosbaar julle werklik vir ons was nie, en ek dink eers ons het besef, hoe groot daai impak gewees nie, en toe kom COVID, en ek onthou, so, elke keer as die president 'n familie-meeting bymekaar geroep het, dan weet ek vanaand slaap ons laat, want na die familie-meeting, en president het gesê, hoeveel getalle mag kerk toe kom of iets, so dan sit weer toe, en dan sit weer oop, en dit was maar so 50, kyk, en die 3 koetsie is besig, ja, dan gaan dan gesprekke tot laat aan, so oor die fone, oor hoe gaan ons nou maak, en is dit nou, moet die mense nou boek vir die dienste, want jy sien julle boek, maar dan daag julle nie op nie. So net 50 mag kom en dan boek 50, maar dan kom net 30 en dan is daar 20 wat nie kon kom nie. En dit is uit planne maak en dit is regtig vir ons 'n baie moeilike tyd en 'n diep krap. En toe die kerk weer oopmaak, toe die mense so gewoond geraak in hulle beddens Sondagoggende dat julle het ook nie gekom nie. So nou is die getalle oop, maar julle kom nie terug nie. En Sakkie en Leandra is ver, nee. Soos pa en ons maat ons nou gelos en nou sit ons met min mense en ons moet nou diep krap en waar krap ons en ek dink ja die getrouheid van die Here en hoe hy ons 6
jammer dat dit nou nie julle twee by is daar aan daai kant nie, maar ons 6 bymekaar getrek het en ons weekliks het ons net daarbo, ek weet nie altyd daarbo is ons intersessiekamer, maar daai is seker die war room na albei kante toe, wat eintlik 'n groter gebedskamer geword het, maar hoe ons 6 het weekliks, elke dinsdagoggend en ons het altyd 'n tyd aan dit gesit, maar ons het altyd oor die tyd gaan en ons gaan nog steeds oor die tyd, maar weekliks by mekaar gekom het en hoe ons geveg het, die eerste ding wat ons geveg het, is om hierdie 6 se verhoudinge 100% stabiel te kry en eenheid te bewerk na Sakjulle aanbeweeg het. Ons 6 moet nou mekaar vind in hierdie ding. 'n Groot been is weg en ons moes nou op nuwe bene staan en ons het net, ons het geskuur en ons het gebid en ons het gehuil en ons het gelag en klomp goeters is daar binne gebore, maar ek dink God se goedheid na daai moeilike tyd om ons 6 net na mekaar toe te gebind het. En ons het gehelp het om te staan en te veg vir mekaar en ek weet hoeveel keer Friedel en Dana en Anton se oë gekyk het en vir hulle gesê het, as julle nie saam gaan nie, gaan ek nie. En ek kon baie keer, Dana, ek kon baie keer in julle oë sien. Het ek sê seker of glo julle hom nie. Maar ek dink vandag, 'n paar jaar aan, waar ons sit, glo julle hom. En het ons harte net so mekaar gesmeld en voel ons 6 net so, dat as een van die pare nie daar is nie, wil die ander 2 nie daar wees nie, want tensy die Here anders sê, en dan gaan hy vir ons bevestiging in ons harte gee en vir ons vrede bring, maar ek dink daai was die key ding wat ons gehelp het om hierdie verder te bou. Dit het daarna uitgespoel op ons ouderlinge, want deurgespoel na ons ouderlinge toe, want in daai tyd, na Sakjulle aanbeweeg het daar klomp van die bedieninge veranderinge plaasgevind, so dat nog dan drop daar groot bal van hierdie die kinderkerk se leierskap gaan verander en dan sit die tieners se leiers beweeg aan en klomp van ons ouderlinge het daarna weggetrek, so die ouderlinge het minder geraak, so dit was onstabiel eintlik by die ouderlinge ook, want die ouderlinge het gesukkel en Masaki het altyd dit so gedoen en hierdie ouderlinge is weg, maar hoe ons net aangehou bou het en God vasgehou het, hoe ons het elke keer vir hom gesê, Here, U moet ons wys en U moet ons hier deurvat en hoe ons op 'n plek regtig gekom het waar ons voel, ons ouderlinge het mekaar se harte en is nie so groot groep nie, maar ons harte is gevleg in mekaar en God se getrouheid wat net bo dit alles was. Ek kan vir julle sê dat saam met hierdie 8 mense of hierdie 7 ander wat saam op hierdie verhoog sit, dat uit hierdie hardheid van my, die eenheid en die liefde en die waardering wat daar is en die kosbaarheid van ons verhoudings is iets wat oor 'n baie lang tyd kom. Jy weet, so in die laaste jaar toe ek op 'n stadium deur 'n moeilike tyd gegaan het persoonlik as 'n leier. Toe was dit Sakkie wat sy tyd vir my gegee het as 'n broer en as 'n vriend en as 'n medeleier om saam met my te sit en te gesels oor wat is die uitdagings wat ek beleef. En as 'n ou wat nie wat 'n ander objektief gehad het as ek op daai stadium wat voel jy's baie keer, jy weet mos, jy's so in 'n ding. Jy sien nie heeltemal die uitkoms nie en dan vat dit net 'n ander ou wat met wysheid kom. Jy weet, so selfs in die verandering wat plaasgevind het rondom leierskap en dat Sakkie en Leandra is 'n tipe ouderling in hierdie gemeente wat selfs nou nog, want dit kan nie nooit ooit 'n heeltemal 'n weg beweeg wees nie. Dat as ons in hierdie gemeente ooit in 'n leierskap benarie sou sit, waarin ons nie tot 'n slotsom kan kom as ouderlinge of leiers nie, dan is dit foune vriend. Want dan gaan ek vir Sakkie en Leandra bel. En dan gaan Sakkie en Leandra inkom as 'n spesifieke tipe ouderling om ons nog steeds by te staan in dit wat ons beleef en om 'n pad vorentoe te bewys. Jy weet, so
sulke verhoudinge kan nie kom as 'n mens nie bly opdaag. In die een plek en in die tweede plek mekaar die voordeel van die twyfel gee nie. En ek moedig julle aan met hierdie woord ook, jy weet. Die eerste keer wanneer iemand jou ontstel, moenie net ontstel en omgekrap wees en wegstap nie. Jy gaan so iemand net kry op 'n ander plek, ook. Wonder bo wonder. Ek vra, hoe gaan ons veg vir eenheid? As jy vandag hier sit, Sakkie en Leandra, en jy dink terug, Sakkie, aan daai wat in julle harte geplant is, jy wat vir so lank saam met jou man gestap het, en julle sien wat hier voor julle is. En julle sien, Sakkie, soos wat die stene opgegaan het, en soos wat die lewende stene gebou is en opgedaag het. Hoe voel julle in julle harte daaroor? Ja, ek het vanoggend wakker geword met die woorde dier gekoop. Amen. En ons sit hier en ons is dier gekoop deur Jesus. Amen. En dit wat ons vandag hier sien, is dier gekoop. Deur ons almal, deur keuses wat die Here vir ons gevra het om te maak, en deur soveel mense wat deel was van die opbou van hierdie gemeente, van hierdie kerk. So vandag sê ek Here dankie. Eerstens is ons almal dier gekoop deur Jesus. En hierdie gemeente is dier gekoop deur mense se saad op baie vlakke, deur gebed, deur finansies, deur op te daag, deur giftings. So vandag wil ek sê dankie. Dit is dier gekoop. Amen. Dankie, Sakkie, wie byvoeg by dit? Ja, as ek vir 'n oomblik mag, dalk meer met die groep praat as met die gemeente. Weet, my kinders word nou groter. My dogter is 17, my seun is 19. En ek dink baie keer 'n moeilike ding, die van julle wat in daai situasie in hulle huis sit, is om jou kind te los, sodat jou kind kan uitvind dit wat jy eintlik reeds weet. Dis 'n moeilike ding. Die van julle wat ouers is sal weet. En so van 2020 tot einde 2023. Op einde 2023 het ek finaal van die direksie klaargemaak, van die ouderlinge klaargemaak. Maar in daai 3 jaar was dit geweldig moeilik vir hierdie span. En die versoeking was weekliks daar om in te gryp en te sê, nee, dit moet so of so, maar ek moes hulle los om te snap en te glo dat dit wat ons van hulle weet, waar is. En vandag as ek hier kyk, dan sê ek, hierdie span weet nou hulle kan. Hulle wonder nie meer of hulle 2020 het hulle gewonder of hulle kan. 2021 het hulle gewonder of hulle kan. 2022 het hulle gewonder of hulle kan. 2023 het hulle vir my gesê, los ons nou uit, ons dink ons kan. En 2025 weet ons almal wat hier sit, almal weet, hierdie span kan. So ons wil julle net honor ook. Ek weet, ons weet, in ons harte, dit was nie maklik nie. Dit was vir ons ook bitter moeilik. Ja. 2018 het ons hierdie gebou klaargemaak. Dit het baie van ons gevat. My vrou sê duur gekoop. En ons het geweet, ons los iets. Ons los nie 'n gemeente agter wat gebroken is nie. Ons los nie 'n leierskap wat gebroken is nie. En met respek teen almal wat al foute gemaak het in die lewe, maar ons is nie weg omdat ons huwelik op die rotse was, of omdat daar geld uit die kerkkas verdwyn het, of wat ook al nie. Die Here het ons gelei, op ons pad, en hy het hulle gelei. Maar ek dink sy genade was vir ons almal genoeg. Dit was 'n moeilike, dit was van 2018 tot 2025 was 'n moeilike 7 jaar vir almal. Maar ek dink ons sit vandag hier en ons sê,
eerstens, die Here is goed. Halleluja. En Halleluja. tweedens, hierdie span wat hier sit, is goed. En ons kan hulle eer daarvoor. Sakkie, ek dink baie keer soos baie dinge in die lewe, jy weet, jy weet 'n olyfolie wat uit 'n olyf uitgedruk word, of wyn wat kom uit 'n druif uit wat gedruk word. Jy weet, is dit sien ons goeie soms so gebeur in die koninkryk ook. Dat ons almal is deur 'n pers, jy weet. En die Here, ek wil die dinge wat in julle lewe gebeur nou en die invloed en impak wat julle het waar julle beweeg dit is hoe dit moes wees. Dit is die Here se storie vir julle lewe, jy weet. En vir ons is dit tydelik nou so. Ernstiger in die nabye toekoms gaan iemand anders weer hier sit. En miskien nooi hulle ons en sê okay, dis die 40 jaar Unie. Ja, ons almal, dan nooi hulle ons en sê kom vertel bietjie vir ons waar dit vandaan kom, maar dan sit hier ander leiers dalk hierso, jy weet. Maar vir ons is dit om die wedloop goed nou te hardloop en weer die baton ergens oor te gee vir iemand anders wat dit weer verder kan vat. Maar eers vir nou gaan ons hardloop. Ons gaan hardloop en ons sê vir die Here, dankie, want ek vir jou sê baie goeders van leierskap het ek by jou geleer. So dis maar net hoekom vanoggend vir my so voorreg is om julle hier te hê. Anton, as jy vorentoe kyk na LCF gemeente, hoe voel jy as 'n laaste vraag? Hoe voel jy oor LCF gemeente? As jy vorentoe kyk. Klink vir my ons gaan hardloop as ek so luister na jou. Ons gaan hardloop. Ek het gesê hard. Jy weet met Friedel hardloop jy Hardloop. altyd. So, Friedel, ek hardloop vinnig, jy hardloop ver. So, dis hoekom ek dink is goed dat ons hier so is. Ek en dan hou nie van draf nie, maar jy hou van draf. So, ek dink, ek kyk met opgewondenheid. As ek in die toekoms inkyk, as ek mag. En ek sien net die getrouheid van die Here oor al die jare. En dan sit ek hier en my oë word amper bietjie nat as ek kyk na die foto's en dan dink ek hoe goed die Here vir ons was vir al die jare. En dan dink ek, hoekom sal hy nie bly getrou wees en bly goed wees vir die volgende jare wat gaan kom. En dit maak my opgewonde. Dit maak my opgewonde. Die mense wat hier sit maak my opgewonde. Amen. Die bedieninge wat hier uitkom maak my opgewonde. Amen. Die oomblikke wat ons saam beleef maak my opgewonde. En ek weet die Here is getrou en gestand aan sy woord en hy gaan ons nie los nie. En ek is opgewonde in die toekoms. Amen. Ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie. En ons woon in 'n plek soos hierdie. En hierso is mense wat Jesus moet ginosko. En ons is saam hier om mense te help om dit te verstaan. Ek wil vra of ons ouderlinge net hier by ons kan aansluit op die verhoog. Miskien sommer net so agter ons kom staan. Bedoel, kan ek terwyl hulle opkom ietsie sê nog by wat ek nou uitgelos het. Ek dink ons nou so praat, as ek so terugdink, dan dink ek, yes, ons was eintlik nog so jonk. As ek kyk na daai fotootjies, dan sien ek ons was regtig nog so jonk. Jan het gesê jonk en maar. Jonk en maar, ja. Sakkie het gesê ons het meer hare gehad. So ek dink, ek sien ook 'n klomp jong mense hier in die gehoor ook. Amen, ou. En ek sien jong mense wat so oud soos ons was daai tyd. En ek wil julle aanmoedig. Wees deel. En dan kan ons almal uitsien na 'n goeie toekoms. Ja, want Sorry, dis hierdie jong leiers wat dinge moet vorentoe vat, nee, ekskuus. Ek wil ook net iets sê waar ek eintlik maar net LCF wil honor en ek wil julle uitdaag. Selfs waar ons nou nie meer hier is nie, kan ek sien en in ons eie lewens ervaar die fondasie wat ons gekry het in LCF, in die kursus en dit wat ons geleer het. En dit is so voorreg om deel te kan wees van 'n gemeente wat 'n fondasie lê wat vir mense tools gee, toerusting gee om te kan gebruik. En soos wat ons uitbeweeg en ons daai toerusting weer vir ander mense kan gee, wil ek LCF net eer vir die hoeveelheid toerusting wat julle vir die mense gee en ons kan dit in ons eie lewens sien en ons is so dankbaar vir dit. So dankie
En ja, don't take it for granted. Kom haal daai toerusting en gebruik dit in julle lewens, want dit is so kosbaar vir God en vir sy koninkryk. Dankie. Dankie. So Sakkie, ek het vir jou gevra of jy en Leandra net 'n seëngebed wil doen hier vir leierskap. Begelei ons net, dankie. Ek wil graag 'n woord lees. En ek sien dit as 'n profetiese woord. Dat ek graag vir julle wil lees en dan dit net afsluit met 'n gebed vir hierdie pragtige groep leiers. En ek lees uit Jesaja 54. Dis wat ek voel om vanoggend vir julle te sê. Dit het nie 20 jaar terug gebeur nie. Vader, ek bid dat hierdie woord as 'n seën en 'n profesie vir hierdie groep mense sal wees, vir hierdie leierskap van hierdie pragtige gemeente. Jesaja 54. Jubel, onvrugbare vrou, wat nie geboorte geskenk het nie. Breek uit in jubelkrete, roep uit van blydskap, jy wat nie geboortepyne gehad het nie. Want die kinders van die eensame vrou sal meer wees as die kinders van die getroude vrou, het die Here gesê. Maak die plek vir jou tent groter, en die tentdoeke van jou wonings, laat dit oopgespan word. Moet dit nie beperk nie. Maak jou tenttoue lank, en jou tentpenne stewig, want na regs en na links sal jy uitbrei. Jou nageslag sal nasies in besit neem. Verwoeste dorpe sal hulle bewoon. Moenie bang wees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie. Moenie verneder voel nie, want jy sal nie verleë wees nie. Ja, die skande van jou jeug sal jy vergeet, en aan die gespot oor jou weduweeskap sal jy nie weer dink nie. Want hy wat met jou trou is jou maker, die Here heerser oor alle magte is sy naam. Hy wat jou loskoop is die heilige van Israel, God van die hele wêreld word hy genoem. Ja, as 'n verstote sielsongelukkige vrou, het die Here jou geroep. Die vrou van 'n mens se jeug sal sy verwerp word, vra jou God. Vir 'n kort oomblik het ek jou verlaat, maar met groot ontferming sal ek jou versamel. Soos in die dae van Noag is hierdie tyd vir my. Ek het 'n eed afgelê dat die water van Noag nie weer die aarde sal oorstroom nie. Net so het ek 'n eed afgelê om nie weer toornig te wees op jou en jou te dreig nie. Ja, die berge mag wyk en die heuwels wankel, maar my troue liefde sal nie van jou wyk nie. En my vredesverbond sal nie wankel nie, het jou ontfermer die Here gesê. Magtelose, stormgetuisterde stad, wat nie getroos is nie. Kyk, ek gaan jou bouklip in blinkklei lê. Jou fondament met lasierstene bou. Ek sal jou borswerings van kalsedon maak, en jou poorte sal van berelsteen wees. Jou hele grensmuur sal van kosbare edelstene wees. Al jou kinders sal leerlinge van die Here wees, en groot sal die voorspoed van jou kinders wees. En groot sal die voorspoed van jou kinders wees. Vader, dankie dat ek en Leandra vandag Jesaja 54 as 'n woord en as 'n seën kan proklameer oor die pastorale en die ouderlingskorps van die gemeente. Vader, dankie dat U hulle seën, dat U hulle bystaan, dat U hulle beskerm. Vader, dankie dat elkeen van die oomblikke in die verlede van seer, van vra, van bang wees, van vrees, van onseker wees, van twyfel. Vader, laat elkeen van daardie oomblikke gebruik U en vorm U as diamante, wat edelstene in U bouprojek sal wees. En Vader, vandag staan ons hier in 'n pragtige gebou wat gebou is, maar dis nie die einde van die bouprojek nie. Nou wil U met mense bou, lewende stene bou, diamante en kosbare edelstene wil U toevoeg in hierdie grensmuur en in hierdie fondasie. En Vader, dankie dat elke persoon, geestelike kinders en natuurlike kinders, wat
in hierdie gemeente voortspruit. Die nasies sal inneem. Verwoeste stede sal opbou. En 'n lig sal wees wat skyn tot eer en verheerliking van U naam. Dankie Vader, ons seën hulle. Vader, dankie dat ons hulle kan seën met die wete dat elkeen duur gekoop is. Here, en met daai duur gekoopte wete, Here, dat hulle kan doen dit wat U hulle geroep het om te doen. Here, want U is binne in hulle. Here, dankie dat ons hulle kan seën met drome wat uit U hart gebore is. Dat ons hulle kan seën met krag, Here, om daai reëse aan te vat wat voor hulle staan. Here, dat ons hulle kan seën met die wete dat U getrou is. Here, mag elkeen van hulle in hulle identiteit staan van kinders van God, om voluit te hardloop met hierdie plan en hierdie roeping wat U oor hierdie gemeente het. Seën elkeen, gees, siel en liggaam, om te doen en te hardloop as gesalfdes van die lewende God. Ons seën hulle in die kosbare naam van Jesus Christus, die een wat sy lewe vir ons gegee het. Amen. Dankie julle. Kom sit sommer gou hier langs Leirie. Net daar. Daar. Dankie. Sit daar. Sorry. Ek wil ook vra, want ons wil julle ook seën. Ek wil net 'n seëngebed oor julle doen as 'n gemeente, want julle is so 'n groot deel van hierdie soldate in God se koninkryk. En vir ons as leierskapgroep ook, ek wil as julle so 'n bietjie nader staan, julle hande op die kosbare olievuur sit, en ons as leiers ons hande uitstrek, ook na hierdie groep mense hier voor ons. Ek wil ook 2 verse uit Efesiërs, en dit is 'n gebed wat Paulus vir die Efesiërs gebid het, wil ek oor julle bid. En dit sê die volgende: ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en dat hy hom aan julle sal openbaar, dat julle hom waarlik kan ken. Ek bid dat julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Ek dank U, Here, dat U hierdie klomp kosbare disippels vorentoe vat, en dat U aan hulle harte dieper openbaring gee. Dankie, Here, dat U woord sê, as ons U soek, U sal aan ons dinge openbaar wat ons nog nie weet nie. En dankie, Here, vir Sakkie en Leandra, en vir hierdie gemeente wat voor ons sit, en vir die leiers wat saam met my hier staan, en dat ek kan bid dat die openbaring van die Here Jesus Christus nog dieper mag wees in hulle almal se harte, en dat hulle U roeping wat U op hulle lewe het, nog dieper mag begryp, en op 'n dieper manier mag beleef die krag wat in hulle woon, en wat deur hulle wil vloei in hierdie wêreld. Ek dank U dat ons almal saam kan stap in hierdie oomblik van tyd, om alles te wees wat U ons gemaak het om te wees, om alles te word waarvoor U gesterf het en opgestaan het. En dat ons in hierdie wêreld kan skyn as ligte, dat hierdie mense, hierdie gesinne, hierdie kinders kan skyn as ligte in hierdie wêreld, 'n donker wêreld, en ander disippels kan lei na die glorie van U teenwoordigheid, totdat U terugkom en ons kom haal. In Jesus naam bid ek dit. Amen. 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 Kom ons neem gou ons sitplekke in. Dankie vir julle almal. Dankie. Sluit gou vir ons af met daai, en dan sal dan ons verdaag. Vir my is LCF 'n geestelike tuiste. LCF daag mens uit
na heiligmaking en daag mens uit om 'n beter version van jouself te kan word. Deur te bly opdaag, het my verhouding met die Here na plekke toe gegaan wat ek nooit aan kon gedink het nie. En ek is so dankbaar dat daar mense is wat saam met my opgedaag het, want dit maak dat ek vandag werklik waar ryk is in verhoudings met medemense om my. Daar het ek 'n klompie kwaliteit ouens ontmoet wat ek saam die Here meer leer ken het en wat ek sommer net weer geleer het wat dit is om 'n man te wees en man vir my vrou en 'n pa vir my kinders. Al die kursusse wat ons bygewoon het gemaak dat ons heel wat mense leer ken het en ons kon saam gegroei het saam met al die geestelike familielede wat ons hier het. Deur al die op en af van my lewe was LCF nog altyd daar. LCF het vir my baie lewenswysheid geleer. By LCF het ek geleer preek. By LCF het ek geleer wat dit beteken om 'n leier te wees. So ons familie het gegroei in LCF, mense dit nie kon glo nie. Ons het op soveel areas met die Here in ons lewens begin werk. En nie was dit vir ons 'n plek gewees waar ons gegroei het nie, maar eventueel 'n groot terrein geword waar ons mense kon bedien en kon serve. Daarso is 'n koninkryksvisie in die leierskap se hart om betrokke te kan wees in koninkrykswerk wat baie wyer strek is wat ons ooit sou kon dink. LCF is die plek waar ek sin vind. Dis waar dit voel waar ek betekenis vind. Dis die plek waar ek myself kan uitleef. As 'n Christen, maar ook as 'n mens. Ek love die potensiaal wat hulle uit my uitgetrek het van 'n jong volwassene tot nou toe. So ja, ek's dankbaar vir LCF. Dit is vir my 'n plek waar vriende familie word. Die drukkies, die koffie, die goeie geselskap en om te besef het vriende en in familie wat jy in Christus het wat ons hier leer ken het saam. Ja, verhouding met die Here wat kon gegroei het deur die afgelope baie jare wat ons by LCF is en was en verhouding met ons medegelowiges, met die bedieningsspanne waarop ons gedien het. Die grootste impak wat LCF in my en my gesin se lewe gehad het was dat dis die plek waar ons die Heilige Gees die eerste keer ontmoet het. Een van die groot goed van LCF is die liefde vir kinders. Die fokus op kinderbediening, ons programme, ons kinderkerk is regtig gefokus daarop om kinders te groei en dit is hoe ons in LCF op eerste plek gekom het. Maar ek dink een van die grootste goed wat LCF vir my gegee het was toerusting, wat ek elke dag nog in my lewe kan gebruik en ook vir ander mense dit kan aanbied. So LCF het my gevorm en gemaak wie ek vandag is. Daar was 'n klompie accountability partners, ouens wat my gehelp het, ouens waarmee ek kon gesels, net meer kon eerlik wees en ja, dis die gemeenskap van LCF en dis waarvoor ek lief geraak het en wat maak dit ons nou nog hier so is. LCF was vir my en is vir my tot vandag toe nog 'n familie, 'n geestelike familie wat van onskatbare waarde is vir my. That we can just grow, be ourselves, be vulnerable and still be loved. Ek dink ons by LCF begin met die kids games en dis maar daar waar ons in die water ingeklim het. Ons water is nog altyd vir die kinders gewees en ons het dit oor gegaan na meer as net die kinders toe ook. Betrokke geraak by al die bedieninge, meestal by die mannebediening en is vandag nog daar is vir my lekker, die spanwerk, die gees wat daar onder die ouens is en die ondersteuning wat daar is, geniet ek. Dis mense wat uitkyk vir mekaar en saamtrek. Dis mense wat vriendelik is en in dit dra ons dit weer in ons huis in en kan ons dit weer verder ook uitdra. LCF was vir my 'n plek van baie persoonlike groei, baie persoonlike gesond maak. Ons het baie jare lank saam Kids Games aangebied en ek moet sê dit is nogal 'n geleentheid waar ons gesien het hoe die kinders die Here loof en prys en hoe hulle groei. Ek moet sê dit is iets wat my aangetrek het LCF toe. Die voorreg om met ons kinders te kan werk, met julle kinders te kan werk en die voorreg vir ons as familie om te kan bedien deur die jare en by verskillende plekke en ons elkeen wat ons nuus kon vind binne God se familie. Daar was 'n duidelike ewigheidswaarde visie waarna ek sommer dadelik ingekoop het. By LCF het ons geleer die Here tasbaar leer ken en ook besef dat die woord familie meer betekenis het as net bloedfamilie. Wat vir my
so na in die hart lê, dit is 'n journey saam met genuine mense. Nie mense wat voorgee nie, 'n plek waar mens maskers kan afhaal en waar jy net jouself kan wees. Dit was vir ons 'n wow-openbaring om die Heilige Gees te ontmoet en hom te leer ken. Dis die plek waar ek vriende ontmoet het, vriende gemaak het. Dis die plek waar ek die Here aanbid het, nog 'n groot gedeelte van my lewe. Dis die plek waar ek deel is van iets wat net bietjie meer is as Anton. En LCF het my gevorm vir die mens wat ek is vandag. Daar skrif in 2 Korintiërs 13 kom by my op van glorie tot glorie en ek ervaar net hoe hierdie werklik ons lewe geword het, ons huis geword het en dat God se glorie is en dat ons werklik in 'n tyd is waar hy sy glorie vermeerder en waar ons gaan van glorie tot glorie tot glorie.